Staan die kudu's hier by ons. Daar is nog ene. Hulle draf so. Hier is 'n lekker ryk peel. Professor pluk vir ons dit. Hy ryk soos parfuum. Hy ryk hy soos Gucci. Dis die Bosveld se Gucci. Kyk hoe staan hy hier so. Hoe mooi is dit? Kyk hierdie pragtige platkroonboom. Platkroon. Ok, so as 'n mens by hierdie huis instap, dan is dit wat jy sien. Hier so is die kombuis. En sitkamer area, massief groot, massief groot. Ok, die van julle wat wil weet hoe lyk Vryheid. Ek is nou net hier buite Vryheid, die dorp is nou daar. Dit lyk vir my maar soos 'n doodgewone Suid-Afrikaanse dorp. Maar ons gaan nou nie in hom ingaan nie, ons gaan so langsom verbyry daar met daai pad uit. Hier is ons nou by 'n garage, gou petrol in gegooi en so. Ja, so. Dis hoe Vryheid lyk. Die plaas is hier in die Vryheid omgewing. Ons is nou op pad soontoe. Kyk, die plaas lê teen 'n teerpad. Daar's 'n teerpad, daar's verkeer daar. En dan wanneer jy nou by die hek inry, dan is dit wat jy sien. So is Bosveld nogal hierso. So sien hoe lyk dit hier binne verder. Okay, ons ry nou in na die opstel toe. En so, nou dis hoe dit met die inryslag ryk. Hierso sien ek 'n spruit met water. Net hierso sien die mense die watertjies. Okay, so. Staan kudu's in die pad. Gaan ons oor 'n spruitjie. So is nou nog op pad in na die geboue toe. Staan die kudu's hier by ons. Daar is 'n volstruis. Ek kan nou nie sien lekker nie, die son is in my oë, ek kan nie sien daar nie. Ek weet nie of julle hom kan sien nie. Daar is nog ene. Hulle draf so. Ok, ons is nou hier op die by die werf aangekom. Hier is die huis. Daar klim Professor op die cruiser. So ons gaan eers deur die veld ry. Ons gaan eers gou die slagplek en so kyk en deur die veld ry. En dan sal ek die geboue kom deurstap. So, maar dit is so lank hoe dit hier so lyk. Ok, nou hierdie is 'n industriële, goedgekeurde, geregistreerde slaghuis. Hulle het hom gederegistreer want hulle gebruik hom nie. Maar die infrastruktuur is hierso. En jy kan hierso, hulle het wildsvleis hierso gewerk. Die wildsvleis van die plaas. Trofeejagters het die wild hier agtergelaat. Huislike instap koelkamer. En hierso is die slagplek en die dinge. Net vir julle al die afwerking, die vloere is alles so sement. En Professor, kom wys gou hierso. Net vir julle wys soos die plek. Druk gou die knoppie laat die boonste een. Ja.
So, weer. Ok. En werk die kraan. Kraan werk met die voet. Jy sien. So, ja, so dit voldoen alles aan die hygiëniese regulasies en alles. So dit is hierso. Kijk, ek stap nou uit die slaghuisgedeelte uit. Wys maar net vinnig vir julle die speserye kamer. Hier is 'n klomp vrieskaste. Ek gaan nie nou daar instap by die deur nie. Toilet. Alles met hygiëniese voorskrifte dinge te doen. Ok, hierdie is die biltong droog geraak. Ok. So. En hierso is die soutkamer. Sout en velle kamer. Vier dinge. Ok. Ok, ek stap gou hierdie paar losgoed deur wat hier in die stoor onder die dak staan. Hierdie is wat jy mee wild laai in die veld. Jy laai tot 'n buffel met hom. Skraper. En allerlei ander goed. Wat ek self nie alles weet nie. Hierdie goed lyk soos brandbestrydingsgoed. Jagraam vir die bakkie. Nog brandbestrydingsgoed. En hierdie eislike kragopwekker. Ok. Hierso is die gebou met die slaghuis en alles. Ons het sommer hier by die, ons gou hier na hierdie buite store toe gery. Hier staan blesbokke en wy hierso. Die son is in my oë, ek kan nie met sekerheid sien nie. Daar staan die blesbokke sommer hier en wy. Daar is 'n stoor. Daar is 'n dam. En hier is 'n stoor. Ons gaan gou kyk hierso. Twee van hierdie store. Hulle is eintlik identies en dit is albei net stoorplek. So ek weet nie of ons nou noodwendig na daai en toe ook gaan nie. Ek gaan net gou hierdie een vir julle wys, sommer binne ook en alles. Ok, eislike groot stoor. Allerhande goeders wat hier gestoor word. Dis hierdie pype. Allerhande goed wat 'n mens dalk kan nodig hê. Kabels, pype, wat. Allerhande goed. Ek gaan nou nie alles in detail deurstap nie. Grawe. Allerhande gereedskap. Ok, ek gaan nie alles deurstap nie. Dit is net 'n eislike groot stoor. Ok. We're on safari. Hierdie trekker en sleepwa is ingesluit. Wys maar vir julle hierdie diesel tanks vir wat dit werd is. Ok, hierso is nog 'n stoor wat hulle gebruik as die werkswinkel. Hy gaan nie sy gereedskap en goed hier los nie, hoor. Soos hierdie goed. Hy maak basies hierdie stoor leeg. Hierdie grasnyertjie gaan nou bly en so aan. Maar oor die algemeen word hierdie gereedskap alles verwyder. Maar die werkswinkel is hierso. Hier is 'n wildhanteringsboom, ek gaan nie noodwendig afklim en deur hom stap nie. Jy kan sien die standaard en die gehalte, daar so is 'n laaiplek en so aan. Ok, hierdie dam, hier graviteer water van 'n dam hier bo op die berg, 'n natuurlike dam, tot hierso, en dan hierdie dam word gebruik vir die tuin se besproeiing en dinge. Daar so kan jy watertanks sien, daar is drukpompe en so aan. Ok, en dit is hierso ook hier by die wildbooma. Hierdie is die werkershuise, ek wys dit maar net vinnig. Wees slim, skryf in. Daar is hy, ons het die funksionele geboue gedoen. Ons ry nou uit veld toe. Baie mooi hierso. We're on safari. Hier is 'n lekker ryk peel. Professor pluk vir ons dit. Hy ryk soos parfuum. Jy moet hom bietjie knak, professor. Hy ryk hom. Hy ryk hy soos Gucci. Dis die Bosveld se Gucci. Dankie. Hier is ons nou so op 'n plateau. Na die regterkant toe kan 'n mens
berge en dinge sien. Dis nie alles op die plaas nie. En hier ons is nou op 'n hoogliggende plateau. By die kant op kyk die berge en so aan. So, dis 'n baie interessante terrein, baie mooi natuurskoon. Hier so staan wild. Kyk of ons nader 'n bietjie aan hulle kan kom. Sien kameelperde. Is dit 'n kameelperd kalf wat se kop daar uitsteek? Ja, ja, dis Kyk, stop so. Hier is 'n troppie kameelperde. Hier staan daai kameelperde, ons is 'n bietjie nader gery. Daar staan nog kameelperde. Hier is 'n moes klomp kameelperde hier so. Nee, die plaas is net voor weer ons Nee, die son is bietjie in my oë, kan nie lekker sien waar ek fokus met hierdie kamera nie, maar daar is 'n hengse klomp kameelperde daar. Hierdie terrein, baie interessante terrein. En daar staan 'n moerse klomp kameelperde. Hier is baie kameelperde op hierdie plaas. Oor die 40 blykbaar. Hier is nog kameelperde. Hierdie plaas het verskriklik baie kameelperde. Stop. Kyk, hoe staan hy hier so. Hoe mooi is dit? Daar gaan elande ook. Ja, staan. En zoom. Ik wil net die wildheining vir julle wys. 95% van die heining is hierdie Bonnox heining. Hierdie elektrifisering werk, dit is aktief. Hier is buffels op hierdie plaas. Die heininge op die grond word doodgespuit. Onkruid word doodgespuit sodat die elektrifisering nie sy effektiwiteit verloor nie. Ek sien die drade is maar al 'n bietjie oud en geroes en so, maar ek dink met die elektrifisering saam maak dit nie 'n verskil nie. Baie effektiewe wildheining. Hierso is 'n eislike groot dam. Hy is op die grens, hy lê oor 2 plase. Ek sal seker nou 'n bietjie nader ry. Die koe het 'n kalf gekry laas jaar. Toe byt die bil die ander bil dood en die kalf. Dis Kyk hierdie pragtige platkroonboom. Platkroon, so wat jy hom noem. Dis 'n papierbas. Is dit 'n papierbas? O, okay. Jy kry 'n platkroon wat net so, wat ook so. Maar hierdie is 'n papierbas, okay. Ja, kyk sy bas. Okay. Ja, hulle is baie algemeen hier by ons hier in Kort-Natal. Okay. Dis maar ons platkroon. Pragtige boom, baie mooi boom. Sy mooi professor. beautiful. Hierso is 'n pragtige dam en hier seekoeie heen. Kyk of ons die seekoeie op video kan kry. Niet te ver van ons aan hier by Schuwe maar. Ja. Hulle van baie seekoeie uit. Die seekoeie dit is die waar hulle Verstaan, ja. Sis, nee, dis Hulle vang 4-5 kg bass in hierdie dam. baie lank. Daar is die seekoeie nou daar. Sê dat Ek gaan so 'n bietjie daar hou om te kyk of ek hulle kan vang. Kom nou. Ek neem nou die hele tyd.
Net vinnig asem gehaal toe. Duik sy weer onder die water in. Ek ja. We're on safari. We're on safari. Ja, daar is spruit. Dat is een mooie dam. Dat is een baie mooie dam. Hier staan blauwe wille beeste. Daar is hy so. Het is nou nie gevang met die kamera nie. Daai oop deel wat ons nou was met die baie kameelperde is nou redelik hoog op die bergplateau. Hier is nou laer af. En jy kan sien die plante groei is heeltemal anders. Hier sit nou meer bosveld. Wat rivier is hierdie? Is dit 'n spruit? Okay. Hierdie is dit rivier of 'n spruit? Nee, dit is nog steeds dieselfde spruit wat daaronder by die hek verby lê wat. Kyk, 3 jaar nog nie opgedroog het. Ja, ek het die laaste jaar 3 jaar nog nie opgedroog. Yes. Hierdie is tipe, hierdie is sitplek. Ja, met hierdie waarstap hier met gemaak deur.
aan 'n eland. Ek kon hom seker nie gehoor het nie. Vir ons en kyk. Hoe kan jy dit sien? O, okay. Is dit? Wat is hierdie? Dis wildebeeste, o. Hier is mooi wildebeeste, hoor. Yes, maar hulle is hier in die Rooibos. Dit is van alweer so mooi blink. Pragtig. Kyk, daar is 'n baie lyk soos 'n blou wildebees kalf of 'n rooi hartbees kalf. Ding. Moet ek nader stap? Dink jy die mamma is ook naby? O, dis 'n rietbok. Okay. Nou laat ons so stil te lê.
Okay, hierso is die skietbaan waar die gewere ingestel word. Daar is 2 volstruise. Hulle kan of jonk wees of is 2 wyfies. Ja. Dit is 2 wyfies wat so prys. Oeh, kry vlerke. Ek hier by hierdie areal verby. Ja, hulle is volwasse, sou ek sê. Daai is lekker. Ja. Mannetjie en 'n wyfie. Nee, is 2 wyfies. Okay, hierdie is die hoofhuis. Ek neem hom hier van die kant af want ek wil net eers die werf so. Ek het nou voor ons in die veld gaan ry het. En ons gaan eers daai houthuis stap want mamma wil die kinders gaan bad. En as ons later die ander huise en dinge doen. Okay. Kom ons gaan stap gou daai houthuis.
huis Kom ons gaan kyk gou hoe lyk hierdie huis binne. Ok, so as 'n mens by hierdie huis instap, dan is dit wat jy sien, hierso is die kombuis en sitkamer area, massief groot. Afwerking. En die dak is gewone plafonne. En dan gaan maar net vinnig deurstap. Hierso is 'n spens. Hierso is 'n opwasvertrek. Hierso is die kinders se speelkamer. Lyk my hier is eintlik die hoofingang, dis 'n gang, maar hy word nie gebruik nie. Hierso is 'n badkamer. Alles is massief groot. En hierso is 'n slaapkamer en nog 'n slaapkamer en die hoofslaapkamer is hierso. Met sy eie badkamer. Okay. Die bad in 'n stort. En dan het die eienaar bly in die huis. En dan het hy hierso vir 'n kantoor ingerig. En hierdie is 'n 8 kar garage. Hy is 4 deure, maar daar trek 2 karre so neus en ster daarin. So is maar net 'n garage, gaan nie daar instap nie. Hierdie is so 'n bachelor flat. Maar hy word gebruik vir 'n stoorkamer, so gaan nie daar aangaan nou nie. Hierdie is 'n 2 slaapkamer huis. Amper 'n tuinwoonstel vir die hoofhuis, maar hy is so groot, hy is 'n huis. Kom ons gaan kyk gou hoe lyk hy binne. As ons nou hier na die huis toe stap, hier is nou 'n stoepie. En dan as jy instap, dan lyk hy so. Hierso is nou die kombuis en die opwas en dinge area. En dan het hy hierso so 3 vertrekke in 'n ry. Die een is 'n sitkamer, die ander 2 is slaapkamers. Ek gaan nie in detail nou nie. Net so vinnig. Nie as die ligte aan sit nie. 2 slaapkamers. En die rede hoekom hierdie huis so ontwerp is, daar is sy badkamer aan. Die rede hoekom hierdie huis so ontwerp is eintlik 'n slaapplek vir jagters. So hulle slaap so in 'n ry en dan die kuierplek en die kombuis en die dinge daarso. So dit word nou bewoon deur familie, maar dit is hoekom hy so ontwerp is. Okay. Hierdie is 'n baie netjies 'n kweekhuis en hulle is redelik ernstig. Hulle kweek oprigte amarella blomme hierso. So ja, dit is 'n kweekhuis. Ek is ook 'n bate hierso. So is nou 'n 2 slaapkamer granny flat. Net vir perspektief. Daar so is die huis wat aanvanklik ingerig is vir jagters, so die kamer so in 'n ry is. Daar is die bachelor flat wat nou 'n stoorkamertjie is. Daar is die 8 voertuig garage. Daar is die houthuis. En hier is die hoofhuis. So jy het nou die perspektief. Hierdie is die 2 slaapkamer granny flat. Ek gaan nie in detail daar het ek nou ingestap. Hierso is die sitkamer gedeelte. Die vloer is sulke teëls en die dak is gewone plafonne. Hierso is die kombuis gedeelte en dan is hier 2 slaapkamers. Hierso is die een. Ek sien net sy eie badkamer, toilet. Hierso is die opwaskamer. Ja, ek gaan nie verder in detail hier deurstap nie. Hier is die hoofhuis. Kom ons gaan stap gou in. Kyk hoe lyk hy. Okay, die eerste wat jy kry is die stoep. Hy is geteel. En daar so sien ek 'n hert. En dis die uitsig wat jy hier van die voorstoep af het. En dan kan ons dan kyk hoe lyk dit binne. Okay, wanneer 'n mens by die huis by daai voordeur instap, dan kry jy nou 'n gang en dan aan die regterkant is die sitkamer. Gaan gou so deurstap.
Hierso is die afwerking teëls en redelike hoë plafonne. Hierso is 'n kroeg. Kyk, so hier is die sitkamer area. En dan hierso is 'n kantoor. So 'n stoepkamer, maar hy is kantoor gemaak. En dan as jy nou weer terugstap na hierdie portaal, kan jy maar sê, dan stap jy nou verder in die huis in. Dan is hierso ook 'n sitkamer effek en 'n kombuis. En dan kyk jy hierso oor die kombuis, dan stap daar is 'n deur. Dis die opwaskamer. Dis die opwaskamer. Okay. Alles plafon en teëls. En dan die hoofslaapkamer is nou hierin. Maar gaan nou eers. Hierso is ook 'n kamer met sy eie badkamer. Maar hy word ook gebruik as 'n kantoor. En dan hierso is 'n hierso is 'n gangetjie met yskaste. Die manne eet vleis hierso op hierdie wildplaas. Hier's nog yskaste en vrieskaste. Dan stap jy hier met so gangetjie na die hoofslaapkamer toe. En dis dan die hoofslaapkamer met sy eie badkamer. Bad en 'n stort. Okay. Afwerking steeds teëls en plafonne. En dan stap ons nou weer terug na waar ons vandag gekom het. Ons is nou terug hier by die kombuis in hierdie sitkamertjie. Hierso is die ingang en sy portaaltjie. Dan hierin is nog 2 slaapkamers. Sien, hierso is net 'n toilet. Hierso is 'n slaapkamer. En hierso is 'n slaapkamer. Die slaapkamer het sy eie badkamer. Ek dink hierdie ander slaapkamer het ook sy eie badkamer. Wat sê ek nou vir myself? Ja, so allemaal en suite. Nie allemaal van my baddens nie. Maar ja, so dis 'n massiewe stuk huis. Ek dink 4 slaapkamers as ek dit so tel. Ok. En daar gaan ons nou weer by die voordeur uit. Ek wil net vir julle wys, die hele werf is toe. Hierdie is nou 'n skuifhek wat met 'n afstandbeheer werk. En dan die hele werf is toe met hierdie tipe mesh en dan die elektrifisering. Ek is nou aan die binnekant, die elektrifisering is aan die buitekant natuurlik. So. As sy. Aan die hek, skuif die hek oop met die remote control. En hierso is die elektrifisering aan die buitekant. So. Daar is hy. Aan die buitekant van die hek, net weer vir ou Laas, 'n 360 om vir julle te wys hoe mooi is dit hierso. Is jou uitsig hier van jou voorhek af. Daar is hy, want ons hierdie plaas nou mooi deurgestap. Die son is besig om te sak in die weste. Hier op hierdie pragtige wildplaas hier in naby Vryheid, KwaZulu-Natal. Pragtige gesig, die is ondergaande son. 'n kuier op 'n wildplaas is nie 'n kuier op 'n wildplaas nie. Sonder As jy nie braai nie. man nie. Braai. En sien jy vir Venus daar, die aandster. Ons is hierso op Vryheid,
Hier kom ons op hierdie uitstalruimte af wat hierdie ou veteraan motors. Kyk hierso. Is nou 'n Sondag is gesluit. Ons kan nie ingaan nie. Ek neem nou maar so deur die venster. Maar dis hierdie ou veteraan motors. Kyk hierso. Kan nie. Hy weer kaats nou te veel. Kyk hierso. En hierso, wag, ek stap aan. Kyk hierso. Karre. Die van julle wat belangstel in veteraan motors, hierdie is hier op Vryheid. Van julle wat nog nie Hells Angels gesien het nie, hier is die Hells Angels. En daar gaan hulle. We're on safari. We're on safari. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.